Die mense wat aan God ongehoorsaam is. So noem Paulus hulle in Efesiërs 5 vers 6. Ons lees daar van vers 5 af. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. En dan in vers 11 en 12 voeg hy by, moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Vroeger in Efesiërs 2 vers 2 en 3 het Paulus ook oor daardie mense geskryf. Dan sê hy in vers 3, so het ons trouens vroeger ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. In Titus 3 vers 3 tot 5 lees ons, vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God, ons verlosser, en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. In 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15 stel Paulus dit so. Hy sê, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Die Here Jesus het gewaarsku daar in Johannes 17 vers 11 dat ons, sy disippels, nog in die wêreld is. Maar Paulus herinner ernstig daaraan dat ons beslis nie van die wêreld is nie. Dat ons nie meer in die duisternis is nie, is uit en uit God se genade. In Kolossense 1 skryf Paulus in vers 13, God het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Daarom en daarvoor moet jy en ek God voortdurend dank en loof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U elkeen van U kinders uit die mag van die duisternis weggeruk het. En dankie dat ons die genade en die voorreg het om nou onder die heerskappy van Jesus Christus te kan leef en dien. Ons het U baie lief, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen.